In die nuus vanaand, daar is kommer oor die aantal minderjarige kinders wat sonder toesig en die nodige dokumentasie by die landsgrense voorgekeer word. Feesvieringe vind plaas in Teheran nadat 'n 2 weke lange skietstilstand tussen Iran en die VSA aangekondig is. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die grensbestuursowerheid het kommer uitgespreek oor 'n toename in ongedokumenteerde minderjariges wat die land vanuit Zimbabwe binnekom. Beamptes het die afgelope 2 dae 12 kinders voorgekeer wat Suid-Afrika wou binnekom deur die Limpopo rivier oor te steek, as ook deur die Beitbrug grenspos. Sommige van die kinders is nie deur ouers of voogte vergesel nie. Die grensbestuursowerheid het gister 6 kinders vergesel deur 6 volwassenes aangekeer wat die Limpopo rivier oorgesteek het. Dit volg nadat 6 kinders vermoedelik onder 12 jaar oud onder diegene was wat die grens eergister in 'n taxi probeer oorsteek het sonder dokumente. Die owerheid sê hy werk saam met die Zimbabwese regering om die oorsprong van die kinders vas te stel. One of the taxi drivers who was facilitating the 6 had to be arrested, and ultimately a case being opened. But of course the minors all in all had to be given to the Department of Social Development so that they can actually be reconciled back to their families. Volgens Masiapato het die Lebombo grenspos Beitbrug oor die afgelope 5 maande verbygesteek as die besigste SA landgrenspos. Die bestendige groei van die Mosambiekse toerismebedryf dra by tot die neiging. More and more South Africans going to Mozambique for holiday. But we have also seen, thirdly, that there are some Malawians who decide not to come up north, meaning not come to Beitbridge, but instead they go to they go to Malawi via Mozambique. Die grensowerheid reik Sondag die algehele paasvervoerstatistiek uit. Die hoof van die Tshwane Metropolisie, kommissaris Yolandi Faru, het haar getuienis voor die Madlanga-kommissie afgesluit deur toe te gee dat foute kan insluip in die verskaffingsketting bestuurstelsel van die metro en sy polisie. Faru en haar kollega, adjunkkommissaris Shaun Bolhuis, moes bond staan om vrae te beantwoord oor hul oënskynlike gebrek aan oorsig om tendermanipulasie wat die stad lam gelê het te keer. Faru het toegegee dat die bestuursprosesse in die verskaffingsketting bestuurstelsel in Tshwane en die Tshwane Metropolisiedienste gebrekkig was. It would appear that in relation to the tenders that we have looked at, that the SCM system within Tshwane and TMPD is compromised. What is your comment on that? I agree. Die fokus van aanspreeklikheid het na Bolhuis geskuif wat tenderprosesse moes nagaan vir enige ongeruimdhede. Bolhuis is oor 'n aantal rooi ligte gepols soos die buitensporige toekenning van kontrakte aan Gubies 85 Solutions, wat een van die maatskappye is wat miljoene rande ontvang het en wat deur Sergeant Fanny Nkosi aanbeveel is. Did you not notice that it got a disproportionate number of allocations compared to the rest of the entities? Its allocations were far higher than those of other entities. I'm asking this in the context of your testimony that on paper everything looked proper. That may well have been so, but it should have, or rather alarm bells should have rung when this entity's name keeps popping up whenever there are ad hoc allocations. Look, I did not, in the time that the invoices came to me for co-signing, I did not pick up anything immediately. Die toekennings deur die junior metrobeampte, inspekteur Lebogang Piri, is glo gedoen sonder Bolhuis se toestemming. During January 2025 to February 2025, as the caretaker, I never allocated these sites to Gubies 85 Solutions Pty Limited, nor did I instruct Inspector Piri to do so, nor did I give him permission or the delegated authority for him to do so. Die kommissie se ondersoek sal môre op die Tshwane Metropolisiedienste fokus.
Duisende leerlinge in die Vrystaat is gestrand weens 'n staking deur skoolvervoeroperateurs. Hulle sê hulle is sedert Januarie nie betaal nie. Operateurs hou voet by stuk dat hulle eers sal begin werk wanneer aan hul eise voldoen is. Hulle sê swak padtoestande lei tot skade aan hul voertuie. Dit is reeds moeilik om die voertuie in stand te hou omdat hul vergoeding slegs R30 per kilometer is. Die provinsiale onderwysdepartement het onderneem om die operateurs teen volgende Vrydag te betaal en ook hul kontraktuele ooreenkomste te verbeter. Die skade wat tydens 'n brand by die Riverlea Hoërskool in Johannesburg aangerig is, beloop na raming sowat R45 miljoen. Die skool se biblioteek, 2 stoorkamers en 'n wetenskapslaboratorium is in die brand vernietig. Owerhede ondersoek 'n saak van brandstigting. 'n Brand het ook verlede jaar by die skool uitgebreek. Volgens die departement van onderwys in Gauteng is die beveiliging van skole 'n reuse uitdaging. Hy sê dit sal egter onbekostigbaar wees om veiligheidswagte op die departement se onkoste by alle Gautengse skole aan te stel. Bly gerus ingeskakel want ons gaan net na die reklamebreek voort met nog nuus in Afrikaans. President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n verantwoordelikheid op ambassadeurs om hulle behoorlik in hulle gasheerlande te gedra. Hy het vandag geloofsbriewe van 20 ambassadeurs in Pretoria ontvang, insluitend die van die Amerikaanse gesant Leo Brent Bozell III en verteenwoordigers van Cuba, Mosambiek, Namibië, Noorwe, Ghana en Hongarye. President Ramaphosa het geloofsbriewe van talle ambassadeurs en hoë kommissarisse ontvang wat hul lande in Pretoria gaan verteenwoordig. Die president het dit duidelik gemaak dat diplomate hulself na behore moet gedra in hul gasheerlande. Dit volg nadat die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell III na die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking ontbied is oor wat as ondiplomatiese aanmerkings beskou is. Hy het sedertdien om verskoning gevra. I expect South Africa's ambassadors and high commissioners to your countries to exercise diplomatic tact and discretion and to desist from interfering in the internal affairs of your countries. Ambassadeur Bozell III sê die FSA en Suid-Afrika moet op verskeie gebiede saamwerk. The United States is ready to pour money into investments in South Africa. And it's not just the private sector that's doing it, but the government that is doing it. There are billions upon billions of dollars that we want to invest in this country. But there are issues that we have, and the primary one is the respect for private property. It's very difficult for a country to come in here, a major corporation to come here and be told it has to surrender 30% of its ownership, or some such thing. Van die diplomate sê hulle hou aan om hul na Pretoria en ander hoofstede te wend vir raad oor hoe om konflik in hul onderskeie lande op te los. You see that war is spreading like a wildfire throughout the world, and we think that the right point to stop this wildfire is where it started, in Ukraine, and we do count on South Africa's support in doing so. Ramaphosa het ook gesê diplomate moet hulle daarvan weerhou om hulle gasheerland in die openbaar te kritiseer. Your Excellency. Hoewel die FSA en Iran se ooreenkoms oor 'n 2 weke lange skietstilstand en die heropening van die straat van Hormuz wyd verwelkom is, heers daar twyfel oor of die twee lande dit gestand gaan doen. Die aankondiging het gelei tot 'n daling van meer as 10% in oliepryse en 'n grasgroen dag op die aandelemarkte, ook hier in Suid-Afrika. Die skietstilstandooreenkoms is bevestig sowat 2 ure voordat die Amerikaanse president Donald Trump se 48 uur spertyd sou verstryk vir sy dreigement om Iran te vernietig as die straat nie heropen word nie. Trump en die Iraanse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi het die ooreenkoms op sosiale media aangekondig. Volgens Araghchi sal Iran sorg dat vrag- en olietankschepe veilig deur die straat van Hormuz kan beweeg, sodra dit heropen is, terwyl Trump onderneem het om alle aanvalle op Iran te staak.
Arachni het egter beklemtoon dat die skietstilstand nie beteken dat die oorlog verby is nie, maar dat dit sal afhang van die verloop van die onderhandelings oor die 10-puntplan wat deur Iran voorgelê is. Hoewel Israel hom ook tot die skietstilstand verbind het, het die Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu ontken dat die skietstaking Israel se militêre optrede in Libanon raak en gesê Israel gaan voort met sy aanvalle op Hezbollah-teikens in Beirut. Die land se minister van verdediging, Israel Katz, het bevestig dat aanvalle op Libanon vandag voortgegaan het en gesê duisende Hezbollah-lede is dood. In Teheran het duisende Iranese in die strate byeengekom om die opskorting van die aanvalle te vier. Hulle was egter skepties oor Trump se verbintenis tot die ooreenkoms. Die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance, wat op 'n besoek aan Budapest is, het Iran gewaarsku om nie die ooreenkoms te skend nie. If the Iranians are willing, in good faith, to work with us, I think we can make an agreement. If they're going to lie, if they're going to cheat, if they're going to try to prevent even the fragile truce that we've set up from taking place, then they're not going to be happy. Tydens 'n perskonferensie vanmiddag het die Amerikaanse minister van verdediging, Pete Hegseth, verklaar dat die seestraat weer oop is, ondanks aanduidings dat Iran dit eers van môre af gaan begin heropen. Iran het egter beklemtoon dat enige skip wat die straat binnegaan, voordat hy alle maatreëls in werking gestel het om dit veilig te heropen, geteken sal word. Hegseth sê ook dat die VSA 'n beslissende oorwinning oor Iran behaal het en sy missielprogram vernietig het. It's time for the rest of the world to step up and ensure that that stays open after President Trump and the War Department brought Iran to the place where they are voluntarily opening it right now, as was announced last night. President Cyril Ramaphosa was onder die eerste staatsleiers wat die skietstilstand verwelkom het. We welcome the announcement of a ceasefire and are hopeful that it will lay the basis for a permanent resolution of the conflict. South Africa once again calls for dialogue and mediation to prevent further loss of life and destruction of property, and to ensure a just and sustainable and lasting peace. In China het die departement van buitelandse sake gevra dat die straat van Hormuz onmiddellik heropen word. Die regering sê dit is in belang van die wêreldekonomie dat normale skeepsvaart in die gebied hervat word. In die Vatikaanstad het Paus Leo die ooreenkoms geloof en gevra dat die lande alle vyandighede staak. Die ooreenkoms is ook verwelkom deur die president van die Europese Kommissie, die EU en Australië wat dit as 'n deurbraak bestempel het om vrede te bewerkstellig voordat die oorlog verder eskaleer. Intussen het die Pakistanse eerste minister Shehbaz Sharif Amerikaanse en Iranse afvaardigings na die land genooi vir vredesamesprekings oor môre. Hoewel daar bespiegel is dat die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance deel kan wees van Washington se afvaardiging na Islamabad, het die Amerikaanse president aangedui dat Vance nie fisies na Pakistan sal reis nie. Die Amerikaanse president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner en sy eiendomsontwikkelaarsvriend Steve Witkoff sal na verwagting deel wees van die Amerikaanse onderhandelaars. Vance is tans in Hongarye waar hy Amerikaanse steun betoon aan die verregse president Viktor Orban voor die Hongaarse verkiesing. Die Withuis sê egter dat die Amerikaanse afvaardiging eers finaal sal wees wanneer Trump dit aankondig. Die Iranse afvaardiging sal na verwagting gelei word deur die minister van buitelandse sake Abbas Araghchi. Pakistan se bemiddelingsrol is 'n hupstoot vir die land se diplomatieke aansien. Die land het geskiedkundige bande met Iran en het die afgelope jaar nouer bande gesnoer met die VSA. Senior Pakistanse politieke en weermagleiers het verlede jaar in die Amerikaanse hoofstad vergader met Trump. Die welslae van die Islamabad onderhandelings sal afhang van die toegifte wat die VSA en Iran maak, terwyl hulle probeer om enige sweem van vernedering te vermy. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons het ongelukkig weens 'n tegniese probleem nie vanaand die pryse van die gewasse nie.
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap speel 'n sleutelrol in NASA se Artemis 2 sending wat ruimtevaarders op 'n verbyvlug om die maan gestuur het. Die agentskap verskaf kritiese opsporing en telemetriese ondersteuning aan Orion vanaf die Hartbeespoort-fasiliteit in Gauteng. Dit is die grootste grondstasie in die suidelike halfrond. Die fasiliteit is oorspronklik in 1963 deur NASA gebou en in 1976 aan Suid-Afrika oorhandig. Suid-Afrika se betrokkenheid in ruimte-ekspedisies gaan sover terug as die Apollo 2 se maanlanding in 1972. Our role mainly as this station here is the biggest ground station in Africa or in the southern hemisphere, if you want to say so. What is a ground station? A ground station is typically many antennas in different frequency bands to track any object that's in space where possible, be it a spacecraft or a probe or anything to that. To gather the information from that spacecraft, bring it down to the ground and use it. Die Artemis-program bestaan uit verskeie ruimtesendings, met die Artemis 1 wat in November 2022 geloods is. Die eerste sending, wat 25 dae geduur het Orion om die maan en teruggestuur om kritiese data te versamel vir toekomstige ruimtesendings. Die Artemis 2 sending het ruimtevaarders op 'n maan verbyvlug geneem, wat die eerste menslike missie is na die agterkant van die maan. Missions like Artemis uses a very specific frequency ranges on our antennas. So we have at least 2 antennas available that covers that frequency range with which we can support the mission. So unfortunately our antennas are a little bit small, so we cannot do all the beautiful pictures that everybody else is seeing that is coming through the Deep Space Network. But we can support at least one very specific parameter, which is the ranging data, or using a thing called one-way Doppler. This is extremely important because, as we know, this mission had a single flyby by the moon coming back. So measuring the orbit of the spacecraft after each maneuver is extremely important, and having a very accurate orbit, because that's going to determine whether the astronauts comes back or not. Die volgende ruimtesending na die maan, Artemis 3, word vir vroeg 2027 beplan. Dit gaan die eerste keer wees dat 'n vrou en 'n persoon van kleur op die maan gaan loop. Die eerste maanlanding was op 21 Julie 1969. Dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand. Mooi bly tot dan. Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor in noordoostelike dele van die land met verspreide buie wat voorkom in sentrale dele van Noord-Kaap asook die westelike dele van die Vrystaat asook in die Oos-Kaap. Lig tot matige wind kan ook verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, wyd verspreide buie kom voor in sentrale dele, dit kom grootliks voor in dele van die Oos-Kaap, Vrystaat, die sentrale dele van die Noord-Kaap asook in die noordoostelike dele van die Wes-Kaap. Enkele buie kom ook voor in dele van Limpopo asook in Mpumalanga. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in die sentrale dele van die Noord-Kaap asook die verre noordelik-westelike dele van die Vrystaat. Daar is ook 'n weerwak uitgereik vir môre vir ewige donderbuie en dit kom voor in die suidelike dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n koel dag kan verwag word. Temperatuur in die laat 20's kan kom voor. Springs, 'n warme dag kom voor met 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 28. In Limpopo, 'n warme dag kan ook verwag word. Andersins bewolkte toestande. Messina se maksimum is 29 grade. Tsanin se minimum is 16 met 'n maksimum van 26. Bela se maksimum is 27 grade. In Mpumalanga, enkele buie kom voor in hierdie provinsie, ander is warm. Carolina se maksimum is 25. Ermelo se minimum is 11 met 'n maksimum van 24. In KwaZulu-Natal, enkele buie kom voor, ander is koel tot warm. Richards Bay se maksimum is 30.
Durban se minimum is 19 met 'n maksimum 28. In die Oos-Kaap wyd verspreide buie kom voor en dit kan lei tot kutsvloede, so wees asseblief versigtig. Dit is ook warm in hierdie provinsie, maar Kanna se maksimum is 31 met 'n minimum van 12. Willowmore se maksimum is 27. In die Wes-Kaap wyd verspreide buie wat voorkom in die oostelike dele van hierdie provinsie. Ander is warm, Woester se maksimum is daar 30 eerder en Hermanus se minimum is 11 met 'n maks van 27. In die Noord-Kaap wyd verspreide buie kom voor in die oostelike dele van hierdie provinsie. Ander is warm, Appington se maksimum is 29, Kimberley se minimum is 15 met 'n maks van 26. Terug na die binneland in die Vrystaat, wyd verspreide buie kom voor in die suidelike dele van hierdie provinsie. Ander koel tot warm, Bloemfontein se minimum is 13 met 'n maks van 24. Forest Smith se maksimum is 25 grade. Dan laastens Noordwes, enkele buie kom voor, ander warm. Rustenburg se maksimum is 26 met 'n minimum van 14. Ottosdal se maksimum daar is 24, Swartrenike het 'n maksimum van 25. Dit is al van ons vir die weersentrum. Geniet die aand.